Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Verlede week het ons in die lig van Psalm 67 gesien dat God altyd by ons is, in Christus, deur sy Gees. Ja, ons het 'n rede om altyd dankbaar te wees. Maar hoekom doen God dit met ons? Kom ons gaan kyk, wat leer ons in Psalm 67 hieroor. Onse Vader in die hemele, ja, U alleen is die enigste ware God. Buiten U is daar geen ander nie. Ja, U is die God wat van voor die skepping al 'n besluit kan maak, 'n manier kan bepaal oor hoe U kinders gaan verlos en dit stiptelik uitvoer volgens U plan. Ja, elke uitverkorene van U roep U by die naam, vergader U, sodat ons oor alle volke en taalgrense U naam kan loof en kan prys. Dankie Vader vir hierdie heerlike hoop wat in ons is, dat ons kan uitsien na die dag en die oomblik wat ons Here op die wolke kom en wat ons by U gaan wees, wanneer al U kinders, gereinig deur die bloed van die lam, U vir ewig volmaak, gaan loof en prys. Ja, Here, aan U kom toe, al ons lofsange, al ons aanbidding, al ons dankbaarheid. Mag ons nooit ophou om dit in woord en daad te doen met heel ons lewe nie. Ja, Vader, ons kon reeds voor U bely, ons sonde swakheid, dit ken ons liefdeloosheid. Ja, dit is die een ding waarmee ons so goed is om liefdeloos te wees. Liefdeloos teenoor U, omdat ons hoop stel op dinge wat nie hoop kan gee nie. Omdat ons luister na leuns wat geen hoop bring nie. Maar Here, ook liefdeloos teenoor ons naaste, omdat ons dood eenvoudig te veel van onsself dink. Bring bekering in ons eie harte, waar dit so nodig is. Kom deur die Gees en lê die vinger op ons eie sonde en bring ons tot bekering, sodat U in en deur ons verheerlik kan word. Vader, hier is U gunsvolk, U gemeente bymekaar om U te loof en te prys, maar ook om te kom luister na U woord. Wil U self deur U woord tot ons harte spreek, wil U self deur U woord ons met die waarheid bedien. Wees by my as swakke dienskneg, maar wees by elke hoorder, sodat die Gees die nuwe lewe, ja, die saad kan laat groei in elke hart wat gaan hoor. Dit bid ons, dit pleit ons in Jesus naam alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit dieselfde Psalm as laasweek, Psalm 67, vers 1 tot 8. Vir die musiekleier met snarespel, 'n psalm, 'n lied. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy die lig van sy aangesig by ons laat skyn. Selah. Mag U pad op die aarde bekend wees, U verlossing onder al die nasies. Mag volke U prys, o God, mag al die volke U prys. Mag nasies bly wees en jubel, want U oordeel volke billik. En nasies, mag U hulle op die aarde lei. Selah. Mag volke U prys, o God, mag al die volke U prys. Die aarde het sy opbrengs gelewer. Mag God ons seën. Mag God ons seën, sodat al die uithoeke van die aarde vir hom ontzag sal hê. Tot sover ons skriflesing, waar ons verlede week gekyk het na die woorde in vers 2, kom ons uit by die gevolg van die woorde van vers 2 hierdie week, en dit is die woorde in vers 3 en 4, mag U pad op die aarde bekend wees. U verlossing onder al die nasies, mag volke U prys, o God, mag al die volke U prys.
Ek kan baie goed onthou as kind, somtyds as jy nou net lekker boek gelees het, of iets lekkers gedoen het of gespeel het, dan sou my pa van ver af jou roep om hom gou te kom help. En dan sit jy nou alles neer, dan gaan help jy jou pa, net soos jy by hom kom, dan sal my pa vir my sê, ag toe maar, ek het klaar reg gekom. Kyk, jy het nie gewys, jy's vies nie, jy's nie ongelukkig en jy het maar net stil gebly en rustig aangegaan met waarmee jy aangegaan het. Jy sien die probleem hiermee is, omdat ons aardse paas dit doen, dink ons baie keer, God doen dit ook met ons. Hy roep ons, en dan sê hy vir ons, ag maar, toe maar, ek het self reg gekom. As ons hemelse Vader ons roep, as sy kinders, roep hy ons nie om 'n niks te wees nie. God het nie 'n dierprys aan die kruis betaal, sy Heilige Gees in ons harte kom uitstort, om vir ewig by my en jou te wees, sodat ek en jy ongehinderd, onverpoos, maar met ons eie dingetjies kan aangaan nie, sodat ons dinge op ons eie manier kan doen, soos wat ons dink is reg, en ons nie veel steur in wat God in sy woord vir ons leer nie, so asof God ons nie geroep het nie. God seën ons met die evangelie in ons harte, om tot seën vir al die ander nasies, veral in hierdie mooie land van ons te wees. Ja, God se belofte aan Abraham, die vader van alle gelowiges, was dat hy Abraham se nageslag gaan seën. En ons is sy nageslag, hy is die vader van al die gelowiges. Ja, God het gekom in die weg van verlossing, het hy deur sy Gees in ons harte kom vas lê. Maar hy doen dit, sodat hy sy belofte aan Abraham kan nakom, dat sy kerk deur al die eeue tot seën van al die nasies die evangelie in woord en daad kan verkondig. Verlede week het ons in die lig van vers 2 gehoor, dat God in sy groot genade ons so seën, dat hy elke dag, elke oomblik en onder alle omstandighede in ons lewens teenwoordig en betrokke is. Ons kan dankbaar wees met 'n dankbaarheid wat alle omstandighede oortref, omdat God in Christus en deur sy Gees by ons is. Sela, oordink dit. Dis die groot waarheid van die evangelie. As die digter nou verder gaan, sing hy van, hoekom is God by ons? Mag u pad op die aarde bekend wees, u verlossing onder al die nasies, mag volke u prys, o God, mag al die volke u prys. Ja, hierdie lied was gesing bidend tydens die oesfees. Ja, God se kinders was uitbundig bly omdat God gesorg het dat hulle kos en hulle klerekaste vol is. Hulle dankbaarheid het geen perke geken nie. Dis 'n danklied wat almal kon sing. Mense kon salarisse betaal. Daar was 'n ekonomie, ryk en arm kon 'n bestaan voer, want God in sy groot barmhartigheid het gesorg vir groot, vir klein, vir almal. Net hiervoor kan God se kinders hom loof en prys. Maar in vers 2 het ons verlede week gesien, dat die digter eers ons aandag gevestig het op 'n groter dankbaarheid as net kos en klere. 'n Dankbaarheid wat bo alle omstandighede uitstyg, selfs as ek nie kos en klere het nie. En dit is in sy groot genade, seën God ons met sy teenwoordigheid. Hy is by ons, elke dag, elke oomblik. Nou as ons die woordjie genadig raak lees, herinner dit ons altyd, aan wat God in Christus vir ons gedoen het. Die losprys wat hy aan die kruis betaal het, wat ek en jy nie kon betaal nie. En al wat hom gedryf het om dit te doen, is sy hart van volmaakte liefde vir sy kinders, sodat hy deur sy Gees by elkeen van ons kan wees, elke dag, elke oomblik, onder alle omstandighede. Die seën waarvan die digter in vers 2 skryf, as hy sing, mag God ons genadig wees en ons seën,
word so mooi deur die apostel Paulus in Efesiërs 1 beskryf, as hy sê, God seën ons met elke seëning in die hemel. Deurdat God ons elkeen al voor die skepping uit verkies het, om ons in Christus, in genade, sy kinders te maak, sy kinders, hoekom sou hy dit doen? Om heilig en onberispelik in liefde voor hom te wees. Elke dag wandel ons voor en saam met God, wat in Christus ons Vader is. Die groot vraag is net, maar hoekom doen God dit? As die digter in hierdie lied bid, dat God sy doel met sy kinders bereik, dan sing hy, mag u pad op die aarde bekend wees. U verlossing onder al die nasies, mag volke u prys, o God, mag al die volke u prys. Sien, God kom en hy verlos sy kind, sodat sy manier van werk, sodat sy weg van verlossing, deur sy kinders onder al die nasies bekend gemaak kan word. Almal moet hierdie manier van verlossing, hierdie wyse van werk, hoe God dit doen, moet dit hoor, moet dit leer ken. Ja, as die digter biddend sing van mag u pad op die aarde bekend wees, dan herinner dit ons onmiddellik aan daardie bekende 2 weë, waarvan ons Here Jesus Christus ons leer in die bergpredikasie in Matteus 7. Want sien, daar's 'n breë pad wat vir die mens reg mag lyk, maar dit eindig by die dood, die ewige dood. Omdat die mens in die middel van alles staan, en dat God nie daarin geprys word, daar word glad nie rekening met God gehou nie. Dis diegene wat nie die Vader ken of wil ken nie. En dan is daar die smalpad wat Jesus leer, deur min gevind sal word. Dis die pad wat God deur sy Gees kom en hy lê dit vas in die hart van elke gelowige. Ja, dis die pad van genade en God se seën waar hy by sy kind is. Ja, die Ou Testamentiese gelowiges, hulle het hierdie pad geken. Hulle het gelowig en hoopvol uitgesien na die oomblik om by God en by Christus te wees. En hulle kon al hulle geloof daarop gevestig het. En hulle kon daarvan sing. Dis die pad waarvan Jesus ons leer, as hy sê, ek is die weg. Jesus, en Jesus alleen, is die weg van verlossing onder al die nasies. Daar is nie 'n ander weg nie. Dis die wyse waarop God self besluit het, hy al sy kinders gaan verlos. Want die woord in die oorspronklike taal, wat ons met verlossing vertaal, is die Hebreëse woord Yesha. Maar wanneer hy manlik gebruik word, dan beteken dit wat God doen om ons te verlos. Met ander woorde, dit wat God by die kruis gedoen het. As hulle die vroulike vorm daarvoor gebruik, Yeshua, dan beteken dit wat God in ons doen, om sy verlossingsdoel te kan bereik. En die woord wat hier in ons teks gebruik word, is die vroulike vorm. Met ander woorde, dit beteken, hoekom verlos God ons? Hy wil sy doel in ons bereik, om uit te kan gaan na die nasies toe. Ja, hierdie woord Yeshua word gedra en het word in die lig gehou deur die groot waarheid. God het ons in Christus verlos. Dis gedoen, dis afgehandel by die kruis, maar hierdie verlossing gaan verder as net die feit dat vir ons sondeskuld by die kruis betaal is en dat dit daar afgehandel is. Dit hou veral die betekenis in dat God elkeen van ons verlos. Dat ons instrumente van verlossing kan wees in hierdie wêreld, verkondigers van die blye nuus van Christus. Jy sien, my verlossing by die kruis gaan nie net oor my nie. Ja, dit gaan alles oor my, maar nie net oor my nie. God het 'n groter doel daarmee.
As ek maar net sê, ek is in Jesus Christus verlos, soos wat so baie Christene vandag doen, maar ek gaan aan met die res van my lewe asof niks gebeur het nie. Is dit heel moontlik die waarheid, net mooi niks het in jou hart gebeur nie. Waar God die Heilige Gees die nuwe lewe in God se kind aanvuur, het tog God tog beloof dat hy sy liefdesgebod op ons harte gaan ingraveer. Jeremia 31 vers 33. Soveel so, dat ek stadig, maar seker, onder die leiding van die Heilige Gees, ook die liefde wat die Vader aan my wys in Christus, dat ek het gaan begin deel met diegene wat God op my pad bring. Vir diegene vir wie hy my wys, ek ook hierdie liefde moet wys. My broer, my suster, as God se liefde jou nog koud laat, is dit dalk tyd vir 'n seela oomblik in jou lewe. Oorpeinsing, diep gaan dink, miskien tyd uitroep, maar hoe lyk dit tussen my en Christus? Watter plek neem hy enigstens in my hart en my lewe aan? En ek kan vir almal bol, maar ek kan nie vir Christus bol nie. Dit tyd om stil te raak en weer te oordink, wat God in sy groot genade in Christus alles aan my skenk. Wat hierdie weg saam met Christus, ja, hierdie ewige lewe wat al hierdie kant van die graf begin, ja, wat dit so anders te maak. Ja, wat my lewe so anders te maak, as ek hierdie pad saam met Christus voor hom, langs hom, saam met hom stap, elke dag en elke oomblik van my lewe. Sela, miskien is dit tyd om weer te gaan dink. Jesus het ons tog geleer dat om saam met hom op die smaal weg te wees, om 'n navolger of 'n disipel van hom te wees, beteken dat ek my kruis gaan moet opneem. Maklik gaan dit nie wees nie, maar ek moet hom volg. Julle weet daai skrifgeleerde van Markus 10, dis die een ding wat hy gekort het. Hy kom so naby aan Jesus, maar hy kon nie vir Jesus volg nie, en dan stap hy weg. Ja, ons moet hom volg in 'n liefde vir ons hemelse Vader en sy woord, sy duidelike voorskrifte. Ons moet hom volg in 'n liefde en 'n deernis vir hulle wat stikkend en soekend is na die regte weg in hierdie lewe. Ons moet hom volg met 'n diep verlange dat alle mense moet God loof en prys. Ja, dat God se naam onder al die volke geheilig sal word. Dis so opvallend, die apostel Paulus in die Romeinebrief, wat eintlik die hele Christelike godsdienst beskryf, as hy in die eerste 11 hoofstukke ons diepgrondig leer, wat die suiwer evangelie is, dat ek net deur my geloof in Christus vrygespreek kan word. Dan begin hy by hoofstuk 12, dan begin hy so mooi, dan sê hy, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel, as 'n offer wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik. Ja, die dankoffer, wat die digter van Psalm 67, en ons vir al God se genade moet bring, is die weg wat die Vader gekies het, om sy liefde en genade na sy kinders, onder al die nasies en volke, te laat skitter. En daarom het die kerk oor al die eeue, die opdrag van ons Here ontvang, gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daardie hart, en wie die weg van verlossing, die goeie nuus van God se genade in Christus vasgelê is, ja, sal gelei word met die diep begeerte. Mag volke U prys, o God, mag al die volke U prys. Let fyn op, dat die psalmdigter nie hier maar net bid, dat die volke
maar net moet sien en toekyk hoe God geprys moet word nie. Nee, dat al die volke U prys. Al die volke moet deel word van God se volk se lofprysing. Die seën waarmee God sy kinders seën, dat hy in sy oneindige genade by sy kinders is, moet ook waar word vir al die volke. God se belofte aan Abraham moet waar word. Die woord wat ons met prys vertaal, dui op 'n blydskap wat uit die hart uitkom. Dis 'n blydskap wat nie stil gemaak kan word nie. Dis nie daardie om net glimlaggend kennis te neem van iets soos wat ons baie keer in 'n gesprek of in 'n vergadering maak, want jy weet jy verskil met die ou rondom die tafel nie. Dis nie maar net om glimlaggend kennis te neem nie, nee. Dis daardie goeie tyding. Dis daardie nuus waarvan die Spreuke skrywer skryf, wat jou hele wese verkoop. As jy nou opstaan, kan jy nie dieselfde wees as die oomblik toe hierdie nuus tot jou hart deurgedring het nie. Alles verander. Waar jy eers op een pad was, is jy nou op 'n nuwe pad saam met God, op 'n pad van verlossing. Waar jy eers dood was vir God, leef jy nou saam met God tot sy eer. Ons bly in 'n wêreld, so baie mense, hulle harte wil bly maak met goed wat nooit blywende vreugde kan bring nie. Ja, mense wil hulle harte bly maak met drank en geld en so baie verkeerde goed. Ook met al die afgode van ons tyd waar agter ons ook so maklik aan hardloop. En die duiwel gaan ons nooit ophou probeer oortuig dat daar 'n groter vreugde is op 'n ander weg as wat God daar gestel het nie. Op 'n ander weg van die evangelie af nie. Maar die bron van ons blydskap, die vonk van ons vreugde, gaan oor God se genade in Christus en die hemelse seëninge wat deur sy Gees in ons harte uitstort. In Christus is God deur sy Gees by ons, by my, Sela. En dan kom die Gees, en hy lei my in hierdie waarheid, en hy blaas dit aan, soos wat 'n kragtige wind 'n veldbrand aanvuur, en dan uit ons harte uit, borrel 'n lofprysing en 'n danklied, wat nie gekeer kan word nie. Dis hierdie vreugde wat moet oorspoel na diegene uit al die volke, wat nog nie hierdie vreugde in hulle het nie. Iemand wat uit sy hart uit lag sodat die trane loop, is tog aansteeklik. Mense sien dit deesdae baie op die sosiale media, sal hulle 'n klein babietjie kry wat uit sy maagie uitlag, of sommer net iemand wat lag, onmiddellik dan begin jy ook lag. Dit is so aansteeklik. Net so met die vreugde in ons Here, die vreugde om sy kind te wees, om saam met hom op weg te wees, moet aansteeklik wees, ook na diegene wat my pad kruis elke dag. En dit moet hulle ook daartoe bring om ontzag vir die lewendige God te hê en om voor hom neer te buig. Is jou hart so borrelende fontein van lewende water, wat God loof en prys, by wie ander hulle dors kan kom les? Is ons gemeente so oase, by wie ander graag wil kom drink, omdat hulle sien en beleef dat God hier is? Of is ons 'n klomp moeilike ou ooms en tannies? Spreek ons liefde vir mekaar, ons gesprekke oor mekaar, ons omgee vir mekaar, van 'n vreugde wat borrel uit ons harte uit. In hierdie Psalm hoor ons 2 keer die woordjie Sela. Miskien is dit tyd vir 'n Sela oomblik in elkeen van ons se lewens. Miskien is dit 'n Sela tyd vir die gereformeerde kerk ontdekkers, om bietjie stil te raak. Is ons so 'n borrelende gemeente? 'n Tyd om weer te oordink, is die evangelie van God se genade in Christus nog die vonk in my hart wat my bly maak? Besef ek nog dat God deur sy Gees by my is, elke dag en elke oomblik? En wat dit alles beteken?
snap ek, verstaan ek, dat God se verlossing in Christus vir my gaan in die eerste plek nie net oor my nie, maar dat juist gaan ook vir daardie een wat God op my pad bring en wat my pad kruis. Besef ek en jy nog elke dag, dat ek en jy eintlik saam met Christus op weg is, op sy triomftog, waarvan Paulus in die 2 Korintiërsbrief skryf. Ons hoef nie oorwinnings te gaan behaal nie. Ons is reeds saam met Christus op 'n oorwinningstog. Ons moet maar net die aangename geur van die evangelie laat uitgaan na ander toe. My broer, my suster, en dan die belangrikste, kom ons maak dit 'n punt, dat ons gereeld, ook hier die eerste woorde van Psalm 67, vir mekaar bid. Mag hierdie woorde op elkeen van ons se lippe wees, as ons vir mekaar bid. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy die lig van sy aangesig by ons laat skyn. Sela. Mag u pad op die aarde bekend wees, u verlossing onder die nasies. Mag volke u prys, o God, mag al die volke u prys. Amen.